1, 2, 3, 4, daar's hy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Som vir my vorentoe. Julle 3 skuif vir my uit. Jasper, Casper en Rasper gaan daarso staan. Dis 18 ouens. Ons werk op 'n teerspan van 5-5. 5 van julle ouens en 5 van ons ouens. 10 en dan het ons verfspan van 4 en 'n snoeispan van 4. Wie wil julle hoe wil julle dit doen nie? Ons het 2 teerspanne. Julle het 'n teerspan, is jou span. My span. En Henk het 'n teerspan. Konrad vat 'n bottelspan by ons. Jy vat 'n snoeispan. Gooi die ander een vat julle verfspan. Ons probeer met die buurtspanne weer vir Afrikaners geleentheid gee om met hulle eie hande te werk en vir hulle self 'n toekoms oop te bou. Dit voeg reuse waarde daartoe dat ons nie van ander volke en van ander mense en van ander lande afhanklik is nie, maar dat ons die vermoë het om vir onsself te sorg, vir onsself te werk. Tradisioneel het ons maar die geneigtheid as Afrikaners nog altyd gehad om, baie lank gehad om 'n sekere deel van ons arbeid uit te kontrakteer na ander volke toe. En dit het natuurlik nou so erg geword dat ons het nou groot deel van ons handearbeid uitkontrakteer na onwettige immigrante. En ons sê ons wil nie in isolasie leef nie, ons wil nie sonder samewerking leef nie, maar ons wil vir ons eie mense die vermoë ontwikkel om te bou, vir ons eie mense die vermoë ontwikkel om paaie reg te maak en ons woonbuurte in stand te hou en ons huise in stand te hou. En daar's groot nood onder die Afrikaners, lae inkomste groep. Baie mense het nie toegang tot werk nie. So hulle begin dan te bedel, straathoeke te staan, onder brûe te begin bly. Blanke plakkerskampe, sogenaamde blanke plakkerskampe ontwikkel. Die groot dele van Pretoria, ou Afrikaner woonbuurte is heeltemal verval in armoede. Dink aan plekke soos Daspoort en Wolmer en Eastland, Derdepoort. Die nood is baie groot onder hierdie mense. Hulle kort 'n werkie, is bereid om te werk. En AfriForum het nou al reg oor die land so wat 100 poste geskep. Ons noem buurtspanlede. Die hoofdoel is van hierdie buurtspanlede is om werk te doen wat munisipale verval keer. Maar 'n tweede en 'n net so belangrike doel is om vir Afrikaners geleenthede te gee, om vir Afrikaners werk te skep. Afrikaners geleenthede te gee om weer trots te wees op dit wat hulle doen. Dat ons mense in die Voortrekker monument met hulle eie hande gebou, hulle die Hartbeespoortdam wil met hulle eie hande gebou en so kan ons aangaan. Al die monumente wat daar so is in ons geskiedenis, maar op 'n stadium het dit vir ons makliker geraak om eerder ander mense in diens te neem. En ons moet nou maar weer onder begin en stukkie vir stukkie begin om ons eie werk self te doen.
hulle leer my van die masjiene om met die masjiene te werk en om met 'n jackhammer te werk en om met groot masjinerie te werk wat mens nie regtig kan dink hoe werk mens nou met so 'n masjien. Mens gaan mos nou seer kry as jy mos nou iets verkeerd doen. En selfs met 'n kettingsaag. Ja, dit is jy moet die vermoë hê om met hom te kan. Nou daar's ons 'n teksvers in Tessalonisense wat sê, eerste brief van Tessalonisense, die 4de hoofstuk wat sê, jy moet jouself daarop toespits om 'n rustige en 'n stil lewe te lei en jou eie sake met jou eie hande te behartig. En dan sê die skrywer dat hierdie is 'n vorm van liefde wat jy betoon aan ander. As jy self verantwoordelikheid vat, net soos as 'n pa vir sy gesin verantwoordelikheid vat, as 'n pa gaan werk vir sy gesin en versorg vir sy gesin en al die sake rondom sy huisgesin reël, en hy vat verantwoordelikheid, is dit 'n vorm van liefde wat betoon word. En net so is dit wanneer 'n volk sy eie werk doen, primêr verantwoordelikheid vat vir sy eie sake, dan is dit 'n vorm van liefde wat hy betoon aan sy eie mense, maar ook aan die mense rondom hom. Asseblief. Ek dink dis die beste roep daai, dat ons Afrikaners mekaar bystaan en laat ons met dinge begin doen. Vandag, as niemand anders kan regkom, dan moet die regering nie, bedank ons met ons hele harte vir AfriForum, wat uit hulle pad uitgaan, om ons paaie en ons hele situasie, wat die probleem is, op te los. Maar julle dank spreek ek uit na AfriForum. You're the best. Julle is die beste.